Hoe sou jy die heerlikheid van God in jou eie woorde beskryf? Heerlikheid is die somtotaal van God se grootheid, almag, karakter, goedheid en liefde. Dit is die openbaring van wie God is. Alles wie God is, word vasgevang in die woord sy heerlikheid. Die name van mense in die Bybel het beskryf wie hulle is en meer vertel oor hulle karakter. Jesus het Simon se naam verander na Petrus, wat beteken rots. Oor hom het hy gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Abraham se naam het verander na Abraham, wat beteken 'n vader van menigtes. Deur die geskiedenis het God ook uitdrukking aan sy heerlikheid kom gee deur verskillende beskrywings van sy naam God, soos El Shaddai, God die Almagtige, wat alles geskep het met 'n woord en die sterre met sy hande in plek gesit het en die aarde in die palm van sy hand hou. El Elyon, die verhewe God bo alles. Adonai, die Here en Meester. Jehovah Shammah, die Here is teenwoordig, hy is by jou en jou. Jehovah Nissi, God die manier, sy woorde is lewe. Jehovah Ra, die Here ons herder, wat na die een omsien. Jehovah Rapha, die Here wat genees, in jou seer kom hy en raak betrokke. Jehovah Tsidkenu, die Here is ons ongeregtigheid. Jehovah Jireh, die Here wat voorsien, hy weet wat jy nodig het. Jehovah Shalom, die Here van vrede, sy teenwoordigheid bring vrede. Soos Bybelse karakters met God te doen gekry het, hulle God probeer beskryf in woorde. Paulus skryf 'n lied in Kolossense oor sy somtotaal van wie Jesus is, in Kolossense 1 vers 15 tot 20. Hy sê, die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping, omdat God alles deur hom geskep het, ja, alles in die hemel en op aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie. Of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebbers is, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy was daar voor alles en in hom word alles saamgebind. Hy is die hoof van die kerk en sy liggaam. Die Seun is die begin. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge is. God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die Seun te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel van homself versoen. Wat het jy in jou hart gebeur toe jy na die gedeelte luister oor wie God is? Het daar in jou hart bewondering gekom dat God, wat so groot en magtig is, my by die naam ken en in verhouding met my wil staan? Het daar aan die ander kant ook respek en ontzag in jou hart gekom vir wie hy is? Wanneer ons aan God se heerlikheid dink, gebeur daar twee dinge met ons. Ons wil hom aanbid vir wie hy is, omdat hy ons liefhet en ons by die naam ken. Ons kry ontzag en eerbied vir die Here. Wanneer Paulus ons vir ons 'n prentjie wys oor wie God is, bring hy altyd beginsels bymekaar. Hy wys ons die genadevolle God wat aan die kruis gesterf het, maar ook die een wat op die troon sit en oor alles regeer. In Kolossense 1 kon jy dit raak sien in die lied wat hy oor Jesus geskryf het. Hy is die skepper, hy heers oor alles, maar hy is ook die een wat vir ons aan die kruis kom sterf het. Nog so 'n voorbeeld kry ons in Hebreërs 12. Paulus skryf dat ons oog moet hou op Jesus. Deur hom te sien vir wie hy is, sal ons die wedloop van die lewe kan voltooi. Dan beskryf hy vir ons die Jesus waarna ons moet na opkyk. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Sien jy die twee boustene? Die God van genade en liefde wat die kruis verduur het en die een wat op die troon sit en regeer oor alles. Wanneer ons God in albei hierdie rolle sien, die lam en die leeu, is Paulus se slotsom die volgende in Hebreërs 12 vers 28. Daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien met eerbiedige onderworpenheid en ontzag. Dit sal meebring dat ons hom dien, maar met eerbied, onderworpenheid en ontzag. Wat word bedoel met ons moet hom dien met ontzag? Beteken dit dat ek met God
moet vrees en bang wees vir hom, dat hy my sal straf as ek iets verkeerd doen? Glad nie, glad nie, glad nie. Hierdie onsag is nie om bang te wees vir God nie. Ek hoef nie oorweldig te word met die skuldgevoelens soos Adam en Eva en skaam weg te kruip vir hom nie. Dit is nie die vrees en onsag waarvan Paulus praat nie. God se liefde dryf juis hierdie tipe vrees uit. 1 Johannes 4 vers 18 sê die volgende: In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het nie te doen met straf. En wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Jesus is die lam, die een vol genade wat sê, kom soos jy is. Ek gee 'n tweede en 'n derde en 'n vierde kans, my genade sal nooit ophou nie. Onsag vir God dryf jou nie weg van hom nie, maar trek jou nader aan hom. As ons hom dien met eerbiedige onderworpenheid en onsag, sal dit my nader trek aan hom. Inteendeel, as ek met onsag teenoor God leef, kom daar 'n besef dat ek nie sonder hom kan leef nie. Ek het geen bestaan sonder hom nie. Hy is die asem van my lewe. Hy is my begin en my einde. Sy waarhede en beginsels is soos water wat lewe gee vir my lewe. Hy is die brood van die lewe wat my voed. Hy is die lig wat lig gee vir alles rondom my. Onsag trek my nader aan God. Dit bring my by 'n plek waar ek besef, sy ja is my ja, sy nee is my nee, sy beginsels is my waarhede. Ek het soveel respek vir hom dat ek nie uit myself wil leef nie. Ek wil nie my eie self volg nie, maar my lewe gedurig deurbelyn met hom. Dawid roep uit in Psalm 27 vers 8: My hart ekho u woorde. Julle moet my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek. Onsag sê ek kan nie sonder hom leef nie. Onsag is die motivering tot gehoorsaamheid. Onsag en eerbied bring my by 'n plek waar ek lief is vir die waarvoor Jesus lief is en dit haat wat hy haat. Wat belangrik is vir hom, is belangrik vir my en wat vir hom onbelangrik is ook vir my nie belangrik nie. Waar ek sonde en ongeregtigheid haat. Onsag en eerbied vir God bring my by 'n plek waar ek hom onvoorwaardelik vertrou. Ek vertrou hom met my hele lewe en sal hom blindelings volg. Ek vertrou God so baie dat as hy sê, doen dit, sal ek dit doen. Ek vertrou hom soveel dat ek alles vir hom gee, my lewe, my geld en my drome. Ek is onderdanig aan sy direkte gesag en leiding in my lewe. Daar is 'n innerlike stem van God wat ek eerder wil gehoorsaam as my eie begeertes en versoeke van buite. Onsag en eerbied bring my by 'n plek waar ek nie anders kan as om vanuit verhouding met hom te leef nie. Ek kan nie een oomblik bekostig om nie sy inspraak in my lewe te ervaar nie. Dit is geen wonder dat Salomo, wat as die Bybel se wysste mens beskryf word, die volgende sê nie in Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin daar waar daar onsag vir die Here is. Hy wat die heilige God ken, het werklik insig.